Hallo dames en heren, welkom by ons wolmarkverslag vir Captain 17. Jacques, hallo. Leon? Ja, wat 'n ongelooflike dag was dit nie gewees nie. Yes, like man. Ek dink ons almal het ingegaan in die veilingslokale met 'n verwagting dat ons positief gaan beweeg, maar Ja. maar Nie 5% nie. 5,5, 6%, ongelooflik goed. Ja, die mikrogroepe is sterker as dit, ja. Ja. Ek lees die Aussie kommentaar op die IWAX verslag en baie min van hulle het ook verwag dat die mark so drasties gaan beweeg. Ja. So ja, nee, maar ek is baie miskik en weer eens 'n hele klompie skeersels wat uitstekend gevaar het. As ek kyk sommer na die top 10, Collerton Farming van Rowan Stretton, Morester Boerdery Albert de Rood daar van Dordrecht af, Jeff Open, Barkley, Minky Botha, ook Barkley skeersel, almal hier in die top 10 en ons het laasweek nie baie 16 mikrons in ons top 10 gesien nie, maar hier's nou weer 'n klompie pragtige superfyns wat die top 10 oorheers. Ja. En Dis jy vat weer daai skeersels hardloop nou gemiddeld 160, 165 rand gemiddeld nou. ja, en was nie baie lank terug wat ons Wat ons toppryse was, ja. Die toppryse daarby gekom het, nee. So ja, nee, Dis ons nuwe topvlak vir die seisoen. topvlak vir die seisoen. September maand was hy gewees 225.80. Ja. Dis 2% beter as daai vlakke. Ja, nee, definitief Catalog 6. Ja, rond 1 September. Wat hy gepiek het en Ja. daar is ons by daai vlakke verby. Ja, nee, maar en ons geserviseerde wol het so 'n bietjie hier en daar het so 'n bietjie teruggekom. Ja. Maar op hierdie hoë vlakke het ek nie 'n probleem daarmee nie. Dis nog steeds 7% Ons lê plus. nog op 'n baie gemaklike 7 of 8% premie Ja. wat ons nog lê. En ja, nee, en soos jy sê op hierdie vlakke is 'n 7 of 8% premie maak 'n beduidende verskil. Presies, ja. So en dit was 'n mooi aanbieding geweest. Soos ons gesê het, 'n hele klomp Barkley skeersels wat deurgekom het. En ek dink ons gaan hierdie momentum hou. Ek kan nie sien dat ja, ek verstaan Aussie het volgende week 44,000 bale wat hulle in die mark het. Sommer 'n groot veiling wat hulle Ja. Ek is gewoonlik bietjie senuweeagtig na 'n veiling wat sulke drastiese spronge maak. Geskiedenis het nou al vir ons geleer, hy neig om bietjie terug te kom die week daarna. Ja. Maar ek het nou vanoggend met 'n paar van die kopers gepraat en hulle dink ons behoort hierdie vlakke nog te handhaaf. So hulle is nie vreeslik bekommerd vir volgende week nie. So kom ons kyk. Ja, iemand wat ons wil hê wat weer in die top 3 moet kom is Modiano. Ja. Wat redelik in die agtervoet is op die oomblik. Ja. Seker met rede. Maar ja, ek dink as hulle na die mark toe intree, dan kan ons die vlakke handhaaf, ja. Ja. En so daar Stoeken het nou ingekom op 1050 bale, so dis baie bale vir hulle om te koop normaalweg en maar 1050 bale en as jy Engels kan gebruik, the cream of the crop geskep. Ja. En is baie mooi wol wat hulle gekoop het teen Premiepryse. goeie premies wat hulle betaal het. Dis definitief gewees, ja. Maar weer eens die Catalog het hom geleen daartoe. Laat op hier was regtig waar kwaliteit vir die bol wat hulle soek vir 'n spesifieke kliënt. Die aanbieding was daar gewees. Was daar gewees, ja. Ja, vorentoe gaan ons catalogs nog 'n bietjie kleiner raak. Ek dink ons gaan nie aan die einde van die maand Februarie gaan ons eers weer groter catalogs begin sien. Ja. Met beter kwaliteit weer met hierdie kwaliteit op, ja. Ja. Kyk, ons gaan nou so 'n bietjie kleiner en dan van Catalog 21 af. 21 was 'n redelike lang ontvangsperiode geweest, so die oor Desember ontvang is. So hy sal weer 'n bietjie groter en behoort so 'n bietjie kop op te tel weer daarna. Ja. En dis die een voor die Chinese nuwe jaar. Voor die Chinese nuwe jaar, dan het ons ook weer 'n 2 week ontvangsperiode. Vir 22 dan, ja. 22 dan. So ja, dit is gewoonlik voor hulle Chinese nuwe jaar is dit gewoonlik ons beter catalog ook. Ja, definitief. Maar ja, kom ons hoop ons kan hierdie momentum hou tot daai tyd toe, ja. Dit sal bitterlik lekker wees as ons kan handhaaf en kan voortbou daarop. Ja, wat met so 'n sterk rand, jy's like 16.40. Ja. Met hierdie wolpryse is dit goed. So dit was fisiese wolmark beweging gewees nie. Ek het dieselfde in Australië het gebeur. So en mens sien baie keer sien jy dat
of in Suid-Afrika in randterme of in Aussie dollar terme in 'n rigting beweeg, maar in US dollar terme in 'n ander rigting beweeg. Maar hy het oor beide dae wat Australië gehou het, Dinsdag en Woensdag, het hy in Aussie dollar en in US dollar presies dieselfde beweging gehad. So currency of wisselkoers het nie 'n reusagtige invloed gehad op die mark nie. Nee, wat? Nee. Ja, nee wat. Kom ons hardloop met hom. Dit is lekker gewees. Ciao, dankie. Dames en here, volgende week dan sal ons weer 'n markverslag gereed hê vir Catalogus 18. Dankie. Totsiens.